Hallo en baie welkom. Is jy reg om jou brein in 'n super vinnige sagrekenaar te verander? Ek gaan jou 'n paar geheime gereedskapstukke wys wat jou gaan help om wiskundeprobleme vinniger op te los as wat jy ooit gedink het moontlik is. So, kom ons spring dadelik weg. Goed, hier is sommer dadelik 'n uitdaging vir jou. Kyk 'n bietjie na hierdie som. 25 maal 7 maal 4. Probeer dit gou in jou kop doen. Vat dit 'n oomblik. Voel dit dalk so bietjie lomp? Wel, moenie bekommerd wees nie. Dis heeltemal normaal. As jy nou net 'n bietjie gesukkel het, is dit heeltemal oukei. Die meeste mense sou. Maar wat as ek nou vir jou sê, daar's 'n manier om daai antwoord in minder as 5 sekondes te kry? Ja, regtig. En dis presies waar ons gereedskapstel inkom. Reg, ons eerste stuk gereedskap, ek noem hom die opdeler. Dink hieraan as jou geheime wapen om daai groot, lelike getalle op te breek in klein, vriendelike stukkies waarmee jy eintlik wil werk. Kom ons kyk gou hoe dit werk. Sê nou maar jy kry die som 6 maal 204. Sjoe, om dit nou in jou kop te doen is nogal moeilik, né? Maar met die opdeler breek ons daai 204 eenvoudig op in 200 plus 4. En nou is die som kinderspeletjies. Kyk net, ons sê 6 maal 200, dis 'n maklike 1200. Dan sê ons 6 maal 4, dis 24. Sit dit bymekaar en daar het jy dit, 1224. Sien jy hoe maklik dit was? Hierdie geheime skyf het natuurlik 'n fancy naam, die distributiewe eiendom. Al wat dit beteken is jy kan daai vermenigvuldiging versprei of uitdeel oor die getalle wat jy optel. Jy gee basies die 6 vir die 200 en jy gee die 6 vir die 4. Dis 'n ongelooflike kragtige tegniek om te onthou. Volgende op ons lys is die groepeerder. Hierdie een gaan alles daaroor om die getalle in jou som op 'n slim manier te hergroepeer, net om jou eie lewe soveel makliker te maak. Onthou jy daai heel eerste probleem, 25 maal 7 maal 4. Die lang pad is om eers 25 met 7 te maal. Dis 175 en dan daai antwoord met 4 te maal. Dis nogal baie kopwerk. Maar kyk gou hierna. Die slim pad. Wat as ons eerder die 25 en die 4 eerste saamgroepeer? Want ons weet 25 maal 4 is 'n pragtige ronde 100 en 100 maal 7, dis dadelik 700. Blitsvinnig. Sien jy die verskil? Dis 'n totale game changer. Hierdie superkrag het ook 'n amptelike naam, die assosiatiewe eiendom. Dink daaraan soos vriende by 'n partytjie. As almal besig is om te maal, maak dit nie saak wie eerste met wie assosieer of gesels nie. Jy kan die hakies maar rondskuif soos jy wil. Die finale antwoord gaan presies dieselfde bly. Goed, ons laaste gereedskapstuk is dalk die eenvoudigste, maar dis ongelooflik nuttig. Ek noem dit die vinnige ruil. Hierdie ouetjie gaan alles oor die omruil van getalle se volgorde om dinge net vinniger te maak. Dink gou hieraan, wat is 10 maal 3? 30. En wat is 3 maal 10? Dis ook 30 natuurlik. Die antwoord is dieselfde. Die punt is, wanneer jy maal, kan jy die getalle omruil in enige volgorde wat vir jou kop die maklikste is om uit te werk. Die amptelike naam hiervoor is die kommutatiewe eiendom. En 'n maklike manier om dit te onthou is om te dink aan die woord pendel of commute in Engels. Nes iemand wat van die huis werk toe ry en weer terug, kan hierdie getalle plekke ruil, heen en weer reis sonder dat die eindresultaat enigsins verander. Goed, nou dat jy hierdie nuwe superkragte het, is daar 'n baie belangrike prowenk. Soos met enige kragtige gereedskap, is daar reëls. Jy kan hierdie dinge net enige tyd en oral gebruik nie. Jy moet weet presies wanneer hulle werk en nog belangriker, wanneer hulle nie werk nie. Hier's die reëls van die spel. Jou vinnige ruil in jou groepeerder werk soos 'n droom vir optel en vermaal, maar, en dis 'n baie groot maar, jy kan hulle absoluut nie gebruik vir aftrek of deel nie. As jy dit probeer doen, is jou antwoord gewaarborg om verkeerd te wees. Dis 'n baie algemene fout, so brand hierdie in jou geheue vas. En hier is die bewys in swart en wit. Vir aftrek, 9 minus 4 is 5, maar as jy hulle omruil, is 4 minus 9 skielik minus 5. Glad nie dieselfde nie. Dieselfde storie met deel. 12 gedeel deur 3 is 4, maar 3 gedeel deur 12 is 'n kwart. So onthou, die volgorde en die groepering is krities belangrik as jy aftrek en deel. So wat is die groot idee hier agter? Hierdie gereedskap verander jou van iemand wat net reëls volg na iemand wat daai reëls kan gebruik om probleme kreatief op te los. Jy's nie meer net 'n passiewe rekenaar wat stappe uitvoer nie, jy's nou 'n argitek wat 'n som kan herbou om die slimste en vinnigste oplossing te vind. En daar het jy dit, jou splinternuwe kopwiskundige gereedskapstel. Die opdeler, die groepeerder en die vinnige ruil.
So my vraag aan jou is, nou dat jy hierdie vaardighede het, wat 'n som wat jy altyd gedink het moeilik is, gaan jy nou met selfvertroue aanpak. Gaan probeer dit.